Met die uitstorting van die Heilige Gees het iets merkwaardigs plaasgevind. Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is, het daar die geluid van 'n magtige rukwind die plek gevul. En dit was 'n hoorbare teken van 'n hemelse werk wat nou hier binnekant plaasvind. 'n Magtige rukwind trek 'n mens se aandag. Dink maar as 'n mens op die oop see is en 'n geweldige storm breek los en die rukwinde begin 'n skip of 'n bootjie te tuister en dat golwe hoog begin slaan. Dit boesem vrees by 'n mens in. Wind is kragtig. Wind kan baie sterk wees. Dit kan bome ontwortel. Dit kan 'n landskap totaal verander. En dit is wat die Heilige Gees kom doen het. Soos 'n magtige rukwind het hy lewens kom verander. Het hy die kerklike landskap kom verander. Toe die Heilige Gees neerdaal, daar die kragtige uitstorting plaasvind, toe verander die disippels se bediening. En hulle word kragtige mense, gevul met die Heilige Gees wind. Die winde wat op hierdie aarde losbars, 'n stormwinde wat verwoesting bring. Maar die winde van die Heilige Gees bring verandering, goeie verandering. Die winde van die Heilige Gees bring vernuwing. Die winde van die Heilige Gees bring 'n landskap waarin 'n mens God se werke gemanifesteer beleef. Niks kan 'n mens verander nie. Geen medikasie kan 'n mens verander nie. 'n Sielkundige kan jou ook nie verander nie. Hy kan vir jou raad gee om aanpassings te maak as jy sielkundige probleme het. Daar is net een wat 'n mens se lewe kan verander, en dit is die Heilige Gees. Mag die rukwinde van die Heilige Gees opnuut waai oor ons en in ons. Mag die winde van die Heilige Gees ons binnekant opnuut in beweging bring. Dit is in die aard van die Heilige Gees om soos die wind op 'n misterieuse wyse te waai en mense se lewens te inspireer. Mense se lewens aan te raak. Hierdie wind van die Heilige Gees waai ook alles wat onrein en vuil is weg. Soos wanneer 'n wind opkom en die kaf van die koring skei. So gebeur dit ook in 'n Christen se lewe. Wanneer die werking van die Heilige Gees soos 'n magtige wind kom en alles wat onrein is, dit wat kaf is, dit wat God nie behaag nie, dit wegwaai uit 'n mens se lewe. Kom ons bid opnuut dat soos op Pinksterdag die rukwind van die Heilige Gees kragtig in ons lewens kom waai. Ek bid vanmôre, ek vra Here my God, dat die winde van die Heilige Gees opnuut kragtig kom waai. Die dag toe ons tot wedergeboorte gekom het, het U wind begin waai in ons harte. Maar ons bid vandag, Here, dat daar 'n nuwe, 'n kragtiger beweging van die Gees sal kom. Vader, en waar ons nuwe verandering nodig het, dat dit sal plaasvind deur die rukwind vernuwing van die Heilige Gees. In Jesus naam bid ek dit. Amen.